Josua 22. Daarna het Josua die stamme van Reuben en Gad en die halwe Manasse stam by hom laat bymekaar kom. Hy het vir hulle gesê: "Julle het pligsgetrou alles nagekom wat Moses, die dienaar van die Here, aan julle opgedraai het. Julle het elke opdrag uitgevoer wat ek vir julle gegee het. Al het dit lank geduur, het julle nooit die ander stamme in die steek gelaat nie. Julle het alles gedoen wat die Here julle God julle beveel het. Die Here julle God het, soos hy beloof het, vir julle volksgenote permanente blyplek gegee. Julle kan nou omdraai en teruggaan na julle woonplekke toe, na die grond wat Moses, die dienaar van die Here, vir julle oorkant die Jordaanrivier gegee het. Let baie goed daarop dat julle die gebod en die wet wat Moses, die dienaar van die Here, julle voorgehou het, moet gehoorsaam. Dit beteken dat julle die Here julle God moet lief hê, die koers moet inslaan wat hy van julle verwag, bedag moet wees op wat hy wil hê, daaraan vashou en met hart en siel vir hom lewe." Josua het hulle geseën toegewens en hulle weggestuur. Hulle is toe terug na hulle eie woonplek toe. Moses het vir die een helfte van die Manasse stam grond in Basan gegee. Josua het vir die ander helfte van die stam grond wes van die Jordaan saam met die ander stamme gegee. Toe Josua hulle nou terugstuur na hulle woonplekke toe, het hy hulle geseën en vir hulle gesê: "Gaan terug en deel alles wat julle by julle vyande afgeneem het met julle families by die huis. Deel julle rykdom met hulle, julle groot troppe vee, die silwer, goud, koper en yster en die baie klere wat julle gekry het. Die Reubeniete en Gadiete en die mans van die halwe Manasse stam het die ander Israeliete in Silo in Kanaan agtergelaat. Hulle het teruggegaan na Gilead, na hulle grond wat hulle verower het, soos die Here hulle deur Moses beveel het. Hulle het by Gelilot by die Jordaanrivier gekom. Dit is nog aan Kanaan se kant van die rivier. Daar het hulle langs die Jordaan 'n baie groot en mooi altaar gebou. Toe die ander Israeliete hoor dat die stamme Reuben en Gad en die halwe Manasse stam die altaar by Gelilot aan hulle kant in Kanaan opgerig het, het hulle by Silo saamgetrek om oorlog teen die 2,5 stamme te gaan maak. Die Israeliete het vir Pinjas, die seun van die priester Eleazar, na die stamme Reuben en Gad en die halwe Manasse stam in Gilead gestuur. 10 leiers wat elkeen hoof was van 'n Israelitiese familiegroep en die 10 ander stamme verteenwoordig het Pinjas vergesel. Hulle het by die stamme Reuben, Gad en die halwe Manasse stam in Gilead aangekom en vir hulle gesê: "Die volksvergadering van die Here wil by julle hoor hoekom julle so ontrou is aan die God van Israel. Julle het julle rug op die Here gedraai toe julle die altaar gebou het. Julle is mos nou in opstand teen hom. Was ons oortreding by Peor nie groot genoeg nie? Ons het tot vandag toe nog nie die smet daarvan afgeskit nie. Selfs al het die Here die gemeenskap daarvoor gestraf. Julle is nou besig om van hom af weg te dwaal. Julle kom vandag in opstand teen hom en net môre is hy woedend teen ons almal in die gemeenskap van Israel. As julle grond dan besoedel is, moet julle liewer oorkom na die Here se gebied waar die Here in sy tabernakel woon. Kry liewer grond tussen ons, maar moenie in verset kom teen die Here of ons deel maak van julle verset deur 'n ander altaar vir julleself te bou nie. Daar is net een altaar van die Here ons God. Was die Here nie briesend vir die hele gemeenskap van Israel toe Akan, die seun van Serach, ontrou was en van die goed van die banvloek gevat het nie? Hy was nie die enigste een wat deur sy sonde dood is nie. Die Reubeniete, die Gadiete en die mense van die halwe Manasse stam het die hoofde van die familiegroep geantwoord: "Die Here alleen is God, net die Here is God. Hy weet en laat Israel ook weet dat julle nie vandag ons lewens moet spaar as ons dit uit opstand of met slegte bedoelings teen die Here gebou het nie.
Ons het nie die altaar gebou om ons rug op die Here te draai nie. As ons dit gebou het om daarop brandoffers, graanoffers en maaltydoffers te bring, moet die Here ons straf. Ons het dit gebou omdat ons bekommerd was dat julle nageslag net oormôre vir ons nasate sal sê, wat het julle met die Here, die God van Israel, te doen? Die Here het die Jordaanrivier as skeiding tussen ons en julle van Reuben en Gad gestel. Julle het nie deel aan die Here nie. Julle nageslag sal dan ons nasate keer om die Here te dien. Ons het daarom besluit om vir ons die altaar te bou, nie met die oog op brandoffers of diereoffers nie, maar as herinneringsteken vir ons en vir julle en vir ons nageslagte na ons, dat ons ook die reg het om die Here by sy heiligdom te gaan aanbid met ons brandoffers, ons ander diereoffers en ons maaltydoffers. Julle nageslag sal nie later vir ons nageslag kan sê, julle het geen deel aan die Here nie. Ons het by onsself gedink dat as hulle later so iets vir ons of ons nageslag sou sê, dan kon ons nageslag vir hulle sê, kyk na die afbeelding van die Here se altaar. Ons voorouers het dit nie vir die brandoffers of diereoffers gebou nie, maar as 'n gedenkteken tussen ons en julle. Dis glad nie in ons gedagte om teen die Here in opstand te kom of die rug op hom te draai deur ons eie altaar te bou vir brandoffers, graanoffers en ander diereoffers nie. Daar is nie 'n ander altaar hiervoor as net die een van die Here ons God wat voor sy tabernakel staan nie. Toe die priester Pinias en die leiers van die volksvergadering, die familiehoofde wat by hom was, hoor wat die Reubeniete, Gadiete en mense van Manasse te sê het, was hulle gerusgestel. Pinias, die seun van die priester Eleazar, het vir die mense van Reuben, Gad en Manasse gesê, ons weet vandag dat die Here tussen ons is. Julle was nie ontrou aan die Here soos ons gedink het nie. Julle het die Israeliete uit die hand van die Here gered. Pinias, die seun van die priester Eleazar, en die 10 leiers het toe teruggekom van die mense van Reuben en Gad in Gilead. Hulle is terug na die ander Israeliete in Kanaan om aan hulle verslag te doen. Die ander Israeliete was tevrede. Hulle het God geloof. Daar was nie langer sprake daarvan om oorlog te gaan maak en die gebied van die Reubeniete en Gadiete te verwoes nie. Die mense van Reuben en Gad het die gedenkaltaar getuienis genoem. Hulle het gesê, dit is die getuienis tussen hulle en ons dat die Here ook ons God is. Josua 23. Daar het 'n lang tyd verbygegaan sedert die Here vir Israel vrede met al sy bure gegee het. Josua het intussen baie oud geword. Josua het die hele Israel bymekaar geroep, met al hulle leiers, hulle hoofde, hulle regters en hulle amptdraers. Hy het vir hulle gesê, ek het baie oud geword. Julle het gesien wat die Here julle God alles ter wille van julle met hierdie nasies gedoen het. Hy het aan julle kant geveg. Ek het die gebiede van al die nasies wat nog oorgebly het onder julle verdeel, so via hulle wat nog oorwin moet word, as die van al die nasies wat ek alreeds uitgegroei het. Dit is almal van die Jordaan af tot by die Middellandse See in die weste waar die son ondergaan. Die Here julle God sal die wat oor is voor julle uitverjaag. Hy sal hulle verdryf sodat julle ook hulle grond kan oorneem. Dit is wat die Here julle God julle beloof het. Staan sterk en doen haarfyn alles wat geskryf staan in die wetboek van Moses. Moenie julle vereenselwig met die heidene nasies wat nog tussen julle oor is nie. Moenie eers hulle gode se name noem nie. Moenie hulle name gebruik wanneer julle 'n belofte maak nie. Julle moenie enige iets vir hulle doen of hulle aanbid nie. Bly getrou aan die Here julle God, soos julle tot nou toe gedoen het. Die Here het groot en magtige nasies vir julle uitverdryf. Tot nou toe was nie een van hulle teen julle opgewasse nie. Een van julle kan selfs 1000 van hulle oploop jaag, want die Here julle God veg aan julle kant. Dit is wat hy julle beloof het. Konsentreer daarop om die Here julle God lief te hê.
As julle die Here laat los en julle vermeng met hierdie ander nasies wat tussen julle oor is en met hulle begin trou en saam met hulle leef, moet julle nou al weet dat die Here julle God hierdie nasies nie verder voor julle uit gaan verdryf nie. Hulle sal 'n lokval vir julle word, 'n pyn in die heup en 'n doring in die oog wat julle sal laat verdwyn uit hierdie mooi land wat die Here julle God vir julle gegee het. Ek sal binnekort sterf. Julle moet egter in julle diepste binnekant oortuig wees dat al die wonderlike dinge wat die Here julle God vir julle beloof het, alles reeds plaasgevind het. Daar is nie een van hulle nog uitstaande nie. Net so seker soos die Here julle God elke goeie ding wat hy vir julle beloof het, laat gebeur het, net so seker sal hy al die teëspoed oor julle bring wat hy beloof het as julle aan hom ongehoorsaam is. Hy sal julle uitroei uit hierdie mooi land wat hy vir julle gegee het. As julle die verbond verbreek wat die Here julle God met julle gemaak het, en julle loop agter ander gode aan om hulle te dien en hulle te aanbid, sal die Here se woede teen julle losbreek en julle sal in 'n oogwink verdwyn uit hierdie mooi land wat hy vir julle gegee het. Josua 24. Josua het al die stamme van Israel by Sichem laat bymekaar kom. Hy het al die leiers van Israel, hulle hoofde, hulle regters en hulle amptdraers opgeroep om voor God te verskyn. Josua sê toe vir die hele volk: "So sê die Here, die God van Israel, julle voorouers, Tera, die pa van Abraham en Nahor, het lank terug aan die ander kant die Eufraat rivier gewoon. Hulle het afgode gedien. Ek het julle vader Abraham van ander kant die Eufraat laat kom en hom deur die hele land Kanaan laat rondtrek. Ek het vir hom 'n groot nageslag gegee. Ek het vir hom Isak gegee. Vir Isak het ek Jakob en Esau gegee. Vir Esau het ek die berge in sy eer gegee as sy eiendom. Jakob en sy seuns het afgetrek na Egipte toe. Ek het Moses en Aaron na julle toe gestuur. Ek het Egipte met groot rampe getref. Daarna het ek julle daar laat uittrek. Ek het julle voorouers uit Egipte bevry. Toe hulle by die Rietsee aankom, het Egipte hulle agterna gesit met oorlogwaans en perde. Julle vaders het na die Here geroep om hulle te help. Ek het dit donker laat word tussen julle en die Egiptenaars. Ek het die see oor die Egiptenaars laat spoel en hulle het daarin verdwyn. Julle het met julle eie oë gesien wat ek met die Egiptenaars gedoen het. Daarna het julle baie lank in die woestyn vertoef. Ek het julle toe in die land van die Amorite laat kom wat oos van die Jordaan gewoon het. Hulle het teen julle oorlog gemaak. Ek het julle egter die oorwinning oor hulle gegee. Julle het hulle land ingeneem. Ek het hulle uitgewis om vir julle 'n plek te maak. Toe Balak, die seun van Sippor en koning van Moab, begin oorlog maak teen Israel. Hy het Biliam, die seun van Beor, laat kom om julle te vervloek. Ek wou nie na Biliam luister nie. Ek het gesorg dat hy julle ere seën. Ek het julle uit Balak se mag gered. Julle het toe deur die Jordaan getrek en by Jerigo uitgekom. Die mense van Jerigo het teen julle geveg. Ook die Amorite, Feresiete, Kanaaniete, Hetiete, Gergasiete, Hewite en Jebusiete het teen julle oorlog gemaak. Ek het egter almal van hulle aan julle mag oorgegee. Ek het die 2 Amoritiese konings voor julle uitverdryf. Julle het hulle nie met julle swaarde en julle boë oorwin nie. Ek het julle 'n land gegee waarvan julle nie grond bewerk het nie en ook nie sy stede gebou het nie. Julle bly nou daarin en julle leef van wingerde en olyfbode wat julle nie self geplant het nie. Eer nou die Here en aanbid hom met volle oorgawe en met getrouheid. Laat vaar die gode wat julle voorouers aan die kant die Eufraat en in Egipte aanbid het. Dien die Here. As julle nie die Here wil aanbid nie, moet julle vandag vir julle self besluit wie julle dan wil aanbid. As dit die gode wat julle voorouers aan die kant die Eufraat gedien het, of is dit die gode van die Amorite in wie se land julle nou woon? Ek en my huisgesin sal die Here aanbid. Die volk het daarop reageer.
Hulle het verklaar, ons sal nooit die Here los om ander gode te dien nie. Dit is die Here ons God wat ons en ons voorouers uit die slaweplek van Egipte bevry het. Dit is hy wat die wonderlike tekens voor ons oë gedoen het. Dit is hy wat ons langs die pad beskerm het, toe ons tussen ander volke deur moes trek. Dit is die Here wat al die volke voor ons uit verdryf het. Dit is hy wat die Amoriete, wat in die land woon, voor ons laat pad gee het. Ons sal ook die Here aanbid, hy is ons God. Josua het egter die volk gewaarsku. Julle is nie in staat om die Here te aanbid nie. Hy is 'n heilige God. Hy eis onverdeelde getrouheid. Hy sal dit nie verdra as julle opstandig is en teen hom oortree nie. As julle die Here verlaat en julle begin vreemde gode aanbid, sal hy teen julle draai. Hy sal julle uitroei en met julle klaar speel, selfs al het hy julle voorheen goed behandel. Die volk het egter vir Josua verseker, nee, ons sal beslis die Here aanbid. Julle staan self daarvoor in dat julle besluit het om die Here te aanbid, het Josua vir die volk gesê. Hulle het geantwoord, ons staan daarvoor in. Goed, sê Josua, vernietig dan al die vreemde gode wat daar tussen julle is en verbind julle aan die Here, die God van Israel alleen. Die volk sê toe vir Josua, ons sal net die Here ons God aanbid. Ons sal net na hom luister. Josua het daardie dag in Sichem die volk 'n verbond laat sluit. Hy het vir hulle die voorskrifte en bepalings daarvan uitgespeel. Hy het dit alles in die wetboek van God neergeskryf. Hy het 'n groot klip gekry en het daar onder die groot eikeboom wat naby die heiligdom van die Here was, regop laat staan. Hy het vir die hele volk gesê, sien julle hierdie klip? Dit is 'n getuie teen ons. Hy het alles gehoor wat die Here vir ons gesê het. Dit sal 'n getuie teen julle wees, as julle nie julle woord teenoor die God hou nie. Josua het toe die volk laat teruggaan na hulle grond toe. Kort na hierdie gebeure is Josua, die seun van Nun en dienaar van die Here, dood. Hy was toe 110 jaar oud. Hulle het hom op sy grond begrawe by Timnat Serach in die heuwels van Efraim, net noord van Gaasberg. Israel het die Here bly aanbid, solank Josua geleef het, en ook in die tyd van die leiers, wat langer as Josua bly leef het. Hulle het alles ervaar wat die Here vir Israel gedoen het. Josua se beendere, wat die Israeliete saamgebring het uit Egipte, is in Sichem begrawe, in die stuk grond wat Jakob by die nageslag van Hamor, die vader van Sichem, gekoop het vir 100 stukke silwer. Hierdie grond het aan die nakomelinge van Josef behoort. Eleazar, die seun van Aaron, is ook dood. Hy is in Gibea begrawe. Dit is 'n plek in die Efraimsberge wat aan sy seun Pinjas behoort het.